Johannes 20 vanaf vers 19. Prys die Here. Johannes 20 vanaf vers 19. Die woord van die Here lees dan so. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. Amen. Prys die Here. Dink net daaraan, as ons in 'n huis moet wees, en al die deure is gesluit, en skielik verskyn daar iemand in die huis, sonder dat enige inbraak was of iets in daai lyn, en die persoon sê vir jou, vrede aan jou. Ek dink party mense sal hulle boegel skrik. Maar die disippels uit vrees vir die Jode is agter geslote deure. En dis op die eerste dag van die week waar die Here Jesus, waar hulle Maria Magdalena en die ander Maria gegaan het, om na die graf toe te gaan. En toe hulle daar kom, wat vind hulle is dat die graf leeg was. Dat Jesus nie meer in die graf was nie. En dat daar die Here aan haar verskyn het ook. En met haar gepraat het. En sy gaan vertel het vir Petrus hulle, en vir Johannes hulle, en Jakobus hulle, dat die Here het opgestaan. Amen. En wat gebeur? Petrus hulle glo dit nie. En hulle hardloop na die graf om te gaan kyk of die graf leeg is. En toe hulle daar kom, toe vind hulle dit soos wat Maria hulle dit vra, hulle vir hulle gesê het. Die graf is leeg. Vir baie mense is die Here Jesus nog op die kruis. Baie mense is seker nog nie onder die indruk dat hy nie in die graf is. Maar weet een ding vanmôre, hy leef, hy het opgestaan. Amen. Hy het oorwin die graf deur op te staan. Hy het oorwin die dood deur die dode uit op te staan. Hy het oorwin die hel. Toe hy ook neergedaal het in die onderdele van die aarde toe, en vir daardie wat eens ongehoorsaam was aan die evangelie van wat Noag vertel het, vir hulle gesê het, bekeer julle. God gaan in die aarde vergaan met water, toe hulle vir hom gelag. En gedig, daar's fout met Noag. Daar was niks fout met hom gewees nie. Wat dink die mense in hierdie dae? As jy vir hulle sê, maak jou lewe reg met die Here, dan dink hulle, daar is iets fout met jou. En wat sê hulle? All roads lead to Rome. Kan so wees. Maar but all roads do not lead to heaven. Al die paaie lei nie na die hemel toe nie. Daar's net een weg. Daar's net een waarheid. Daar's net een lewe. En sy naam is Jesus vanoggend. Die ene wat opgestaan het. Die ene wat oorwin het. Die ene wat gekom het om vir jou en my oorwinning te gee. En vir ons lewe te gee in oorvloed. Ek kan dit alleenlik kry. As ek vanmôre vir jou sê, ek het vir jou 'n geskenk. En ek sê vir jou, kom haal hom. En jy kom haal hom nie.
dan is dit mos nie my skuld as jy hom nie wil hê nie. Ja, nee. Weet die Here het sy lewe gegee vir jou en my. As ons nie na hom toe gaan nie, is dit nie sy skuld. Dis my en jou skuld. As ons nie gaan na hom toe nie. Maar wat so wonderlik is, op daardie eerste dag van die week, het daar 'n ander gedeelte ook plaasgevind, wat Lukas beskryf as die Emmausgangers. En terwyl die twee nog hartseer was oor wat al die dinge wat gebeur het in Jerusalem, in daardie paar dae, en hulle besig om te praat, toe sluit Jesus by hulle aan. Amen. En hy begin met hulle te praat en te sê, waaroor praat julle? Hulle sê, weet u nie dan wat gebeur het in hierdie dae, is jy vreemdeling in Jerusalem? Nou die evangelie sal vir jou vreemd wees, as jy nie luister nie. Maar Jesus praat met hulle en hy besig om met hulle te deel. En hulle was nog hartseer gewees oor die dinge wat gebeur het. Hulle sê, het u nie gehoor van hierdie profeet Jesus, die Christus, wat gekruisig is nie, wat oorgegee is om gedood te word. En toe het ons nog die nuus gehoor vanmôre, dat hy opgestaan het, hy's nie daar nie. Amen. En dat hulle vertel, hulle het hom gesien. Glory to God. Halleluja. Dit wat treurig gelyk het in die lewe vir die mens, dit wat vir die mens hartseer was, het verander in blydskap. Amen. Wat het die Here Jesus gesê? Julle droefheid sal verander in blydskap. Amen. Wanneer ons kyk na hierdie woord en ons begin dit te lees en ons begin dit ons toe te pas in ons lewens. En as ons droefheid beleef in ons lewens en ons pas hierdie evangelie toe in ons lewens en ons begin hierdie lewende God te dien, dan begin ons droefheid te verander in blydskap. Amen. Want die Here het gesê, hy kom om vir ons lewe in oorvloed te gee. Amen. Hy het nie gekom en gesê, ek kom om vir jou geld in oorvloed te gee nie. Hy het nie gesê, ek kom om dat jy moet lewe vir ewig op hierdie aarde as 'n mens nie. Hy het gesê, as jy hom dien in gees en in waarheid, sal jy lewe, al het jy ook gesterwe. Amen. Glory to God. Amen. Ons dien 'n goeie God. Amen. Ons dien die God van die heelal. Ons dien nie die God wat vir jou omgee. As ons net besef hoeveel bemoeienis die Here maak met jou en my. Ek is môre sê Here dankie vir die goddelike genade en die liefde. Amen. Here dankie dat U vir my omgee. Here dankie dat U vir my so lief het. Dat U die prys betaal het op Golgotha se heuwel. Dat U my gekoop het met U kosbare bloed. En wat so wonderlik is, op daardie eerste dag van die week in die aand,
Prys die Here. Halleluja. Toe Jesus instap, Amen. toe hy daar verskyn aan sy disippels, Thomas was nie daar gewees. Die eerste wat hy vir hulle sê, vrede vir julle. Amen. Halleluja. Hy sê vrede vir julle. Hy sê in die wêreld sal ek en jy nie vrede hê nie. Die vrede wat die wêreld gee, is 'n valse vrede. Kom ons lees net Johannes 14 vers 27. Wat sê die Here Jesus voordat hy gekruisig was? Vers 17 sê, hy sê vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Amen. Of gee ek aan julle? Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Word en bang word nie. Want die vrede wat God vir jou gee, is goddelike vrede. Amen. Vrede wat die menslike verstand te bowe gaan. Ek en jy kan dit nie uitwerk met ons verstand nie. Kan God vrede gee vir die mens wat so sondig was, so vol van ellende was, so vol van haat en ongeregtigheid is. Maar hy kom en hy gee vrede. Hy gee vrede in die mens se hart. Nie soos die wêreld gee hy nie. Maar hy gee goddelike vrede. Amen. En dis die eerste ding wat hy sê, toe hy in hulle midde kom, vrede vir julle. Glory to Jesus. Halleluja. Johannes 20 vers 20 sê, en nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Laat my dink aan wat koning Dawid gesê het. Ek was bly gewees toe hulle vir my sê, laat ons na die huis van die Here gaan. Amen. Toe hy sy hande wys en sy sy. Toe was die disippels bly gewees. Hulle was opgewonde gewees. Om te besef, hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy het opgestaan. Hy is nie 'n God van die dooies nie, hy is 'n God van die lewendes. Amen. Die graf kon hom nie hou nie. Die dood kon nie hou vas nie. Niks kom hom vashou nie. Hy sê ek het mag om my lewe af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Dis waar. Amen. Weet jy, daai Romeinse soldate kon niks met hom uitreg as hy net 'n woord gespreek het. Hulle kon niks, so niks kon uitgerig het nie. Hulle is almal wat rondom hom gestaan het, sou kragteloos gewees het. Amen. Maar omrede sy liefde so groot was vir jou en my, het hy die pyn verduur. Het hy dit verduur, sodat ek en jy kan lewe. Hy het sy lewe gegee vir jou en my. Eerste Adam was aards gewees. Tweede Adam was gewees die Here uit die hemel uit.
Hy was 'n lewendmakende gees gewees. Hy was die een gewees wat gekom het, sodat ek en jy kan lewe. Al het ons ook gesterf. Hy sê vir Maria en Martha, het ek nie vir julle gesê, as julle glo, sal julle op 'n lewe tot in ewigheid nie. As julle nie glo in my nie. As ek en jy glo in die Here, nie soos die mense verkondig, glo net en jy sal gered word nie. Maar glo uit jou hart uit. En te doen wat die Here sê jy moet doen, dan sal ek en jy die koninkryk beerwe. Dan sal ons God se koninkryk beerwe. En al het ek en jy hierdie tydelike lewe afgelê, sal hy ons opwek in die laaste dag. Glory to God. Sal hy ons opwek. En ons sal lewe vir ewig. Glory, kom ons lees verder. Jesus sê aan weer vir hulle, vers 21. Vrede vir julle. Hy sê dit die tweede keer vir hulle. Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Wie is die doper van die Heilige Gees? Die Here Jesus. Halleluja, glory to God. O, prys die Here. En hy blaas op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Daar's baie ouens wat te begin het ook om te begin te blaas. Jesus het geblaas oor hulle. En hy sê vir sy disippels, daai 10, ontvang die Heilige Gees. Prys die Here. Hy's God, hy kan dit doen. Wat gebeur vers 23 sê? As julle die mense hulle sondes vergewe, dan sal dit vir hulle vergewe word. As julle die mense hulle sondes hou, sal dit gehou word. En Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle nie. Ag toe, Jesus gekom het nie. En die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merke van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Nou, daar's 'n spreekwoord wat sê, sien is glo. Nou waar ek sê ook baie keer, sien is glo. Wie het dit al gesê? Amen. Wat die mens vir my sê, dan sê ek, sien is glo. Wat die mens kan lieg vir jou. Is daarom wat ek sê, as die mens my so sê, man, ek gaan vir jou dit gee. Sien is glo. Nie waar nie. As jy my 'n skaap beloof, ek skimp nie vir skaap. As jy my 'n skaap beloof, dan sê ek, sien is glo. Maar as God vir my sê, ek gaan dit vir jou gee, wat nie te twyfel. Amen.
Hoef ek glad nie te twyfel nie. Ek hoop nou nie iemand bring my skapie aan. Dan moet jy maar die gras eet. Maar Thomas sê, nie voordat ek my vingers in die wonde gesteek het van die spykers, maar die spykers deur gegaan. En my hand insteek in daardie wond, soos hy sê nie, sal ek nie glo nie. Prys die Here, man. Man, weet jy wat? God sal jou verkeerd bewys. Amen. Die Here sal jou verkeerd bewys. En hy sal bewys dat hy die ware God is. Wie die nog 'n ander, waar is daar 'n ander God wat dit kan doen? Prys die Here. Ons lees die volgende vers. Vers 26 sê, en 8 dae daarna was sy disippels weer binne. En Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was. En hy het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Glory. Hy het dit 2 keer gesê. En hier kom hy, en hy sê weer vir hulle, vir die 3de maal, vrede vir julle. Hy bevestig dit wat hy sê, vrede vir julle. Dis die eerste woorde wat hy sê. Nou voordat iemand nog iets kon praat, toe praat die Here weer verder. En hy sê vers 27. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Amen. En wat sê Thomas? En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Glory to God. Halleluja. Hy sê my Here en my God. Hy verskyn aan hulle, aan daardie 11 disippels. Onthou die 12 ene het homself opgehaal. Judas Iskariot die verraaier. Is dit nie wonderlik wat gebeur nie? Dit is ietsie besonders wat gebeur. Is dat die Here verskyn aan die disippels agter geslote deure. Sonder dat daar deur of enigiets oopgemaak kan word. En hy staan in hulle midde en sê, vrede vir julle. Wat het die Here Jesus toe hy sy disippels uitgestuur op 'n stadium? Hy sê as julle in 'n huis kom, hy sê as die huis dit waardig is, laat julle vrede daar. Amen. Maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede terugkom na julle toe. Met ander woorde, dat daar nie haat moet wees nie, Ja. maar daar vrede kan wees Amen. in jou lewe. Die Here het nie gesê, ek laat vir julle haat in julle harte agter. Hy sê, ek laat vrede in julle binneste. My vrede gee ek vir julle. Nie vrede soos die wêreld gee, 'n valsheid nie. Want die wêreld is vals. Voor is die wêreld so, agteraf is hulle die duiwel van self.
En soos, jammer om te sê, baie mense wat voorstaan om predikers te wees, is hy so vals soos nog iets. Sê vrede vir julle. My broer, vrede vir jou. Maar as hy gaan en sê, ag man, ek haat jou. Ek kan jou nie verdra nie. Jy sê irritasie in my ore. Jy sê irritasie in my neusgate. Maar laat dit wat ek en jy uitspreek opreg sal wees. En God se goedkeuring dra. Prys die Here. Thomas se voete word onder hom uitgeslaan. Toe die Here vir hom sê, Thomas, kom, bring jou vingers en druk dit in die gate waar die spykers was. Bring jou hand en druk hom in my sy. Daar waar die spies ingegaan het, man. Waar hy my gesteek het, daar waar bloed en water uitgestap het, kom steek jou hand daarin, dat jy kan sien, dis ek wat lewe en opgestaan het. Amen. Dat dit ek is wat gekom het, om vir jou lewe in oorvloed te gee. Halleluja. Dat jy kan sien, ek is die lewende. Ek wat gekruisig was vir jou, maar opgestaan het. Die kruis is leeg. Die graf is leeg. Amen. Daar's niks wat jy daar kan vind. Al wat ek en jy vanmôre kan vind, is 'n lewende God wat leef. Wat nie oorwin het. Wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. As die mens bereid is om te sê, Here, hier is ek. Ek bely my sondes en ek laat staan. Amen. Ek neem nie net sommer sê, ek neem die Here Jesus aan. Nee man, daar's 'n ding wat jy moet doen. Jy moet jou knie buig voor die lewende God en sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer. En jy berou oor dit wat jy gedoen het. Jy gaan nie sê net so, ag nee, ek is jammer nie. Jy het geen jammernis, berou in jou hart nie. Jy het geen berou nie, man. Wanneer jy waarlik berou het, dan knie jy voor God neer en jy roep hom aan met trane in jou oë. Jy ween voor die lewende God en sê, Here, vergewe my. Jy berou oor jou sondes. En jy dien hom in gees en in waarheid. En jy laat staan die sonde. As die sonde jou nie wil verlaat nie, verlaat jy die sonde. Dis wat jy moet doen. Prys die Here. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Halleluja. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Hy sê, salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Salig is die wat nie gesien het en tog geglo het. Ek en jy was nie daar gewees. Ons het dit nie aanskou nie. Thomas het getwyfel. Baie mense sê ek is maar 'n ongelowige Thomas. Maar die Here sê, hy
Salig is die wat nie gesien het nie, maar tog glo. Ja. Amen. Die geloof dan is 'n vaste vertroue. Die geloof kom deur die prediking van die woord. En wanneer ek daar die woord van die Here hoor, in my 2 ore, dan sing dit in my hart, my binneste. En daar word geloof gebore in jou binneste. Amen. En wanneer daar die geloof gebore word in jou binneste, dan begin jy dit te doen. Jy begin dit uit te lewe, jy begin dit toe te pas in jou lewe. Dit is so. En sê, Here, ek wil U dien met my hele hart, sê die Jesus. Amen. Amen. Here, ek wil U soek met alles wat in my binneste is. Here, wil U naam groot maak uit die diepte van my hart uit. Halleluja. Ek wil nie wandel deur aanskouing nie, maar ek wil wandel deur die geloof in Christus Jesus. Dit help nie ons wandel deur aanskouing nie. Ja. Ons moet wandel deur die geloof Amen. in Jesus Christus. Amen. Prys die Here. Halleluja. Vers 30 sê, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Amen. In sy naam. Want die woord van die Here sê vir my baie duidelik, daar is redding in die naam van Jesus Christus. Amen. Daar is geen ander naam waardeur ek en jy gered kan word nie, of moet word nie, behalwe die naam van Jesus Christus. Amen. Mense kan alles doen in die naam van die Here Jesus. Maar wanneer dit kom om deur die doopwaters te gaan, dan sê hulle nee, dit is nie so nie. Dan skop die mense daarteen. Terwyl God se woord sê, daar's net een naam gegee waardeur ons gered moet word. Nie kan nie. Moet word. Soos die woord uitgegaan het gisteroggend ook. Die mens wil die mens behaag. Amen. Dis waar. Baie predikers maak nie saak hoe jy gedoop wil word, of jy nou besprinkel word, en nou is besprinkel is nie doop nie. Sê dit reg uit. En of jy nou, wat se tipe doop ook al, dan doen hulle dit. Of nou Bybels is of nie Bybels is nie, hulle doen dit. Dis om die mens te behaag. Maar Jesus het nie gekom om die mens te behaag nie. Hy het gekom om te red en te soek wat verlore is. Hy het gekom om vrede te bring vir jou lewe. Amen. Hy het nie vir die wêreld gesê vrede nie. Hy sê in die wêreld sal julle gehaat word. Want as ons van die wêreld was, sal ons gehaat word. Sal ons in die wêreld lief gehad het. Maar omdat ons nie van die wêreld is nie, haat die wêreld jou. Dank God vanmôre vir sy genade wat so groot is. Halleluja. En ek vanmôre sê, Here, dis uit genade dat U my raak gesien het. Amen. Here, ek het U nie aangeroep nie. Here, ek het U nie uitverkies nie, maar U het my uitverkies. Amen. Here, U was my genadig gewees. Amen. Here, U was my so genadig dat U gekom het en vir my gesê, ek gee vir jou vrede. Amen. U gee vir my vrede.
in my binneste. U kom en gee vir my krag. U kom en gee vir my oorwinning. U kom en gee vir my blydskap. U kom en gee vir my lewe oorvloed. Glory to God. Amen. Is nie die God wat ons aanbid nie. Amen. En as ek en jy nie daai God aanbid nie, dan moet ons hom aanbid. En ons hom kry. Amen. En hom soek met ons hele hart. Hele wese. Met alles in ons binneste. Want God is ons vrede. Amen. Niemand anders is ons vrede nie. Want wat word hy genoem? Wonderbaar, raadsel, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy is die vredevors, man. Amen. Glory. Ons dien 'n goeie God. Amen. Wat hy vir ons gee. Vrede. Halleluja. En so vanmôre sê die Here baie dankie. Vir die genade wat so groot is, dat hy vir ons die vrede aangebring het. Halleluja. Dankie Jesus. Mag ons besef wat die Here vir ons bring. Wat die Here vir ons gedoen het. Dat dit nie 'n sprokiesverhaal is nie. Amen. Dis 'n liedjie wat die mense sing, baie kinders weer sing. Gaan vertel dat Jesus red. Die storie van sy koms en sy glorie. Dis nie die storie nie. Dis nie 'n storie nie. Dis die waarheid. Amen. Ek kan nie sing, Here, ek wil gaan sing van die storie van sy koms en sy glorie. Ek wil vertel van die waarheid van sy koms en sy glorie. Amen. Glory to God. Halleluja. Want Jesus is waarheid. Amen. Amen. Want hy sê hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Hy is nie 'n storie nie. Hy het nie gesê ek is die storie, die weg en die weg nie. Hy sê ek is die weg en die waarheid. There's no story, it's the truth. Amen. Mag God se woord gegraveer wees op jou hartstafels. Ek Praise sê Here, dankie vir die woord. Dankie dat ons by U kan inskuil. Dankie dat U vir ons vrede gee. Halleluja. Here, nie soos die wêreld gee nie. Gee nie. Maar Here, U gee goddelike vrede. Praise die Here. Mag God se vrede oor elkeen wees en bly Dankie tot in Jesus. ewigheid. Halleluja. Sy koms is naby. Praise die Here. En dat ek en jy gereed mag wees wanneer Jesus gaan kom. Amen. En dat elkeen wat hierdie boodskap mag hoor, Dankie. het sy watter media kanaal ook al, mag hulle die woord ter harte neem. Amen. En mag die Here elkeen seën. Praise die Here. En daar die heilige naam Jesus. Halleluja. Glory to God. Amen. God se vrede met u wees. Amen.